Gemeente, ons gaan aan met ons reeks wat ons praat oor 24 uur, die laaste 24 uur van Jesus se lewe, wat hy hier op aarde gehad het. Ons het begin, waar ons gepraat het oor die laaste avondmaal, die nagmaal, waar Jesus Pasga se definisie vir altyd verander het. En toe gaan ons oor na waar Jesus in Getsemane gaan bid, en ons het bietjie gesels rondom sy gebed en sy smart wat hy daar gehad het. En vandag val ons verder in die storie aan. En ek glo my hele wese dat die Here vanmôre met elkeen van julle op 'n spesiale manier gaan praat. En John Marie het vir ons ietsie losgebreek waaroor vanaand of waaroor vanoggend gaan. En dis die Via Dolorosa, die pad wat Jesus gestap het na die kruis toe. En ek wil vir jou vra, as jy 'n Bybel het, blaai asseblief saam met my na Markus 15 toe. En ons gaan lees vanaf vers 12. Markus 15 vanaf vers 12. Die woord is op die bord vir die van julle wat nie julle Bybels hier het nie. Kom ons lees saam. Weer vra Pilatus hulle: "Wat moet ek dan doen met die een wat julle die koning van die Jode noem? Kruisig hom," gil hulle. "Maar hoekom? Wat het hy dan verkeerd gedoen?" vra Pilatus. Die klomp mense het net harder geskree: "Kruisig hom." Pilatus wou die skare tevrede hou. Daarom het hy maar vir Barabbas laat gaan. Vir Jesus het hy laat martel deur hom met 'n sweep te laat slaan en toe gesê dat hulle hom moet kruisig. Vers 16. Die Romeinse soldate vat Jesus toe weg na 'n soort binneplein in Pilatus se paleis. Hulle roep al die ander soldate van hulle afdeling ook. Daar het hulle vir Jesus persklere aangetrek en 'n kroon wat hulle van dorings gevleg het op sy kop gedruk sodat hy kamma soos 'n koning lyk. Vers 18. Toe begin hulle maak asof hulle hom soos 'n belangrike koning groet. "Bly om u te groet, o koning van die Jode," skree hulle. Weer en weer het hulle hom met 'n stok oor die kop geslaan en op hom gespoeg. Dan val hulle weer kamma op hulle knieë en maak asof hulle Jesus as 'n vreeslike belangrike persoon eer. Vers 20. Toe hulle uiteindelik moeg was om Jesus so te spot, trek hulle die persklere uit en trek Jesus se eie klere weer vir hom aan. Toe vat hulle Jesus na die plek toe waar hy gekruisig moes word. Vers 21. 'n sekere man wat oorspronklik van Sirene in Afrika afgekom het, het juis toe daar verbygestap. Hy was op pad van die platteland af dorp toe. Sy naam was Simon en sy kinders was Alexander en Rufus. Die soldate gee hom toe sommer die kruis en sê hy moet dit na Golgotha toe. Golgotha, oftewel die plek van die kopbeen toe dra. Net tot sover. Kan ek vanmôre begin om die vraag te vra: wie het almal aandeel aan Jesus se dood gehad? Wie was die mense wat almal aandeel gehad het dat Jesus op die einde by die kruis uitgekom het? Die eerste een is sy disippels. Petrus ontken Jesus 3 keer. Judas het hom verraai. Die res van sy disippels, wat 3 jaar lank saam met hom gestap het, 3 jaar lank saam met hom gegroei het en van hom geleer het, en vir Jesus geword het, soos sy eie broers, 'n familie, het hom ook in die steek gelaat. Dan praat ons van die Joodse geestelike leiers, wat hulle alles gegee het om Jesus skuldig te vind en om te beskuldig, om hom op die einde by 'n plek te kry waar hulle hom kan kruisig. En dan ook die Romeinse soldate wat Jesus gemartel het. En dan kom ons by 'n ou uit wat ons noem Pontius Pilatus. Nou ons moet net mooi verstaan en die geskiedenis verstaan en in hierdie wêreld inklim. En dan gaan ons sien dat die Jode was nie by magte, die Joodse leiers, die godsdienstige leiers, was nie by magte om Jesus se dood vonnis te gee nie. Dis hoekom hulle, daai aand, toe hulle Jesus gevang het, die hele aand lank met hom gewerk het, om bevraagteken het,
En die volgende oggend, die eerste ding, toe gaan hulle na Pilatus toe. Want hy, om by hom toestemming te kry om Jesus dood te maak. Pilatus het nie eintlik 'n goeie verhouding met die Jode gehad nie. As ons net bietjie gaan kyk in geskiedenis, sy besluite, sy kompromieë en sy foute wat hy gemaak het hoeveel keer die Joodse godsdienstige leiers omgekrap en hulle kwaad gemaak. Maar sy hooftaak was om vrede te behou. Dit was sy taak wat vir hom gegee is. Pilatus het nooit eers daaraan getwyfel dat Jesus onskuldig was nie. 3 keer sê Pilatus, maar Jesus is onskuldig. Hoekom kruisig julle hom? Hy het dan niks gedoen nie. Hy het wel besluit om Jesus te vonnis. Hoekom? Want Pilatus het geweet, as die godsdienstige leiers na die Romeinse owerhede toe gaan hulle hom dadelik aankla en vir hom sê, Pilatus het nie 'n sondaar, 'n slegte man, 'n oproerer. Hy het hom nie gekruisig nie. Hy het hom nie veroordeel nie en hy het nie vir hom 'n vonnis gegee nie. En hy het geweet sy werk is in gedrang as hy nie die besluit maak om wel vir Jesus te laat kruisig nie. Wat mense laat dink. Hoeveel keer het ek en jy nie al 'n besluit gemaak wat ons weet is verkeerd? Net ons het hierdie besluit gemaak en daarbey gestaan en hom gedoen, net omdat ons so bang was vir dit wat die mense om ons gaan sê. Dit wat mense van jou gaan dink. Hoe hulle jou gaan sien. Hoe jou aansien dalk al verander. Het jy al so 'n besluit gemaak? So verkeerde besluit en op die einde met hom deurgegaan, want jy was so bang dat mense iets slegs van jou dink. Pilatus het hierdie besluit gemaak. Nadat hy Jesus veroordeel het, vat hulle Jesus na die binnehof van die hoofkwartier. En daar het hulle begin om hom te martel. Nou in die Bybelse taal dan sê hulle het hom gegeesel. Nou wat beteken gegeesel? Gegeesel beteken hulle het 'n kats gevat. Nou 'n kats is 'n soort sweep, hy het net meer amper sê tentakels, maar jy kry die prentjie, nê. En aan die einde van hierdie punte van hierdie sweep was daar been en yster in hierdie kats ingeweef. Hoekom? Want elke keer wat hulle die veroordeelde moet slaan, moet daardie been en yster in die weefsel ingaan en as hulle dit uittrek, moet van die weefsel uitkom. Jy laat wonder, hoeveel pyn het Jesus werklik deurgegaan vir my en jou? As ons die woord reg gaan lees, dan lees ons dat Jesus was onherkenbaar gemartel. Nou die Romeinse militêre eenheid, hierdie spulsoldate waarvan hulle praat, in daardie tyd het hierdie rank, hierdie leer, hierdie klomp soldate, hulle eenheid het bestaan uit tussen 300 en 600 mans. En al hierdie mans het bymekaar gekom om Jesus te martel. Kan jy dink hoe voel dit? Hoe voel jy as man ontbloot daarvoor almal? Onskuldig. Terwyl 300 tot 600 mans vir jou kyk, jou beoordeel. En ons moet dan ook verstaan dat die idee van hierdie marteling is nie om die persoon dood te maak. Dit was nie die idee nie. As jy, wat 'n soldaat was, op die einde hierdie persoon so gegeesel het, dat hy werklik doodgaan, was jy aangeval. Jy was dan ook gestraf. So die idee van hierdie marteling is, om hierdie persoon, hierdie krimineel, so na as moontlik aan die dood te kry, maar om nie dood te maak. En om, hoe sê die Engelse, om te add on op hierdie vernedering, sê die soldate, trek aan hierdie perskleed, slaan 'n doringkroon op sy kop, bespot hom as die koning, spoeg op hom. En dan vra ek myself, hoekom pers? As ons Matteus gaan lees, dan staan daar, hulle het vir Jesus 'n purperkleed aangestel, maar Markus gaan en hy sê, Jesus het 'n perskleed aangehad. Hoekom pers? Van alle klere, hoekom pers? Want ons is net bietjie in die wêreld gaan inklim. Dan gaan ons sien dat die kleurstof, perskleurstof,
was op daardie stadium verskriklik duur. Net die rykes en die adellikes en die koninklikes kon hierdie persstof, hierdie kleurstof kry. En dis hoekom almal begine sien het dat pers dalk 'n koninklike kleur wees. Hoekom 'n koninklike kleur? Want dis net hulle wat dit kon bekostig. En hulle trek vir Jesus hierdie perskleed aan en om verder Jesus nog meer te verneder, om hom meer af te kraak, sê hulle vir hom, hy moet na Golgotha toe gaan. Nou ek het vir julle 'n foto van Golgotha. Op hierdie stadium as jy nou Jerusalem toe gaan en jy gaan kyk na Golgotha, staan hierdie kerk op Golgotha. Nou hierdie kerk se naam is die kerk van die heilige graf. So die actual plek, die actual koppie of berg, wat ook al jy dit wil noem, bestaan nie meer. Nou ek in hierdie volgende foto gaan julle sien dat as die bergskoppie nog sou bestaan en die kerk was nie daar nie, dis waar die kruis sou gestaan het. En ek wil net vir julle laat in die wêreld inklim. Van Pilatus af tot op Golgotha, waar Jesus gekruisig was, is 30 minute se stap. 30 minute se stap. Jesus was gegeesel en vermink en gemartel, dat hy onherkenbaar was. En die ergste van alles is, al drie, Matteus, Markus en Lukas sê, op hierdie pad was dit fisies vir Jesus onmoontlik om die kruis te dra. Hy kon nie meer. Hy moes die dwarsbalk van sy kruis dra. Markus 15 vers 20 sê, toe hulle uiteindelik moeg was om Jesus so te spot, trek hulle die persklere uit en trek Jesus se klere weer vir hom aan. Toe vat hulle Jesus na die plek toe waar hy gekruisig moet word. En op hierdie pad na Golgotha, is daar 'n man, Simon van Sirene, Noord-Afrika, wat toevallig net in die dorp is, want hy is nie daar vir Jesus nie. Hy's daar vir die fees. Ons het 2 weke terug gepraat daarvan. Die fees van die ongesuurde brode en Pasga. Dis 'n massive fees wat aan die gang was. En hy's net daar om deel te wees van dit. En hy stap nou soos enige nuuskierige mens. As jy sien daar's 'n oproering, wat doen ons? Ons gaan kyk. Jy het al gesien wat doen ons op die highway? Nee, die ongeluk kan aan die ander kant van die highway wees. Wat doen ons aan hierdie kant? Ons stop amper. Want ons wil net kyk. Ons wil net sien wat gebeur. En hierdie man stap net daar en hy sien daar so 'n oproering. Hy sien hier's 'n magdom mense, daar's iets aan die gang. En hy loop daar. En ewe skielik word Simon van Sirene gevra om Jesus te help om die dwarsbalk te dra. Hy was net besig met sy eie besigheid. Hy het nie gevra hiervoor nie. En ewe skielik word hy tot stilstand geruk en uit sy omgewing uitgeruk en ewe skielik raak hy deel van iets groter as wat hy ooit gedink het. Weet julle, terwyl ek werk en aan die boodskap werk en ek praat met die Here en ek vra Here, wat meer is as die marteling? Wat meer is dit kan ek met mense deel? Wat wil U vir mense sê? Weet julle, die Here begin in my hart werk en hy sê, François, my mense dra kruise. My mense dra kruise. En hulle kruise bestaan uit probleme, foute, baggage wat hulle saamdra al vir jare, goed waarmee hulle nog nooit gedeel het nie. En die ergste van alles, om 'n kind van die Here te wees in vandag se lewe, om jou Christendom uit te leef en om werklik nie skaam te wees daarvoor, is soos 'n kruis wat jy dra. Want dit kos iets van jou, dit vat iets van jou. Ek dink ons elkeen, as ons hier kan staan en ons kan getuig, sal ons almal kan sê, maar weet jy wat, dis moeilik om 'n kind van die Here te wees. Dis moeilik om 'n kind van die Here te wees in my werkplek. Dit is moeilik om in die strate te loop of dalk in die mall te loop en Christendom te proklameer. Dis moeilik. Dis 'n kruis wat jy dra. En die Here sê vir my, ek wil hê, ek moet vir jou kinders sê, vir my kinders sê, dat ek wil hulle Simon wees. Hy is jou Simon. Ek dink elkeen van ons kom op 'n plek in ons lewe waar ons deur moeilike, taaf tye gaan.
En Jesus wil vanmôre vir jou sê, ek is jou Simon. Ek is die een wat jou gaan help om jou kruis te dra. Ek wil graag vir julle 'n gedeelte lees uit Matteus 16 vers 24. Daarna het Jesus vir sy disippels gesê, as mense my volgelinge wil wees, moet hulle hele lewe vir my gee. Om my te volg, selfs Jesus sê dit, is baie moeilik. Dit is net so moeilik. En hoor hierdie, Jesus nog nie eers gekruisig nie. Sy disippels weet nog nie eers van wat gaan gebeur nie. En hoor wat sê hy? Dit is so moeilik soos om jou eie kruis na plek van jou teregstelling toe te dra. Vers 25, as jy net vir jouself wil lewe, sal jy uiteindelik jou lewe verloor en in die doderyk beland. As jy egter bereid is om jou lewe aan my te wy, sal jy beslis 'n plek kry in God se nuwe wêreld. Jy moet 'n keuse maak wat jy met jou lewe wil doen. Vra jou eers die volgende vraag af. Wat help dit as jy die hele wêreld aan jou voete het, maar jy kry nie 'n plek in God se nuwe wêreld nie? Kan enigiets op aarde ooit daarteen opweeg? Vanmôre, kind van die Here, kom vra ek dieselfde vraag vir jou. Jesus sê vir ons, dit is moeilik om die kruis te dra. En die ergste van alles is, hy praat uit ervaring uit. Eerstehandse ervaring. Jesus weet wat kos dit om die kruis te dra. Jy en ek dra kruise. Elke dag. Wat doen jy met daai kruis? Val jy dan neer en gee moed op? Kies jy om dit alleen te doen? Kies jy om eerder jou eie wil te volg en vir die Here te sê, Here, ek sal dit eerder self doen. Los my. Jesus wil vanmôre vir jou kom sê, vir my kom sê, dat ek is jou Simon. Ek wil jou help om hierdie las, hierdie kruis, hierdie opoffering wat jy maak, ek wil dit saam met jou dra. Ek wil jou Simon wees. Want toe ek 'n Simon gekort het, toe ek daar op die aarde was, gemartel, verneder, toe het God vir my 'n Simon gestuur. Ek wil jou Simon wees, sê die Here. Vanmôre, kind van die Here, vra ek jou, laat Jesus toe om jou Simon te wees. Laat hom toe om saam met jou hierdie kruis wat jy dra, te dra. Want hy stel belang. Jy hoef nie hierdie kruis alleen te dra nie. Daar's iemand wat agter jou staan en besef, jy gaan deur 'n moeilike tyd. En hy van alle mense, wil jou kruis help dra. Want jy sien, ek het ook al agtergekom, as ons vertroue op mense sit, hulle gaan jou teleurstel. As jy jou vertroue op familie, vriende, partykeer selfs jou vrou of jou man sit, hulle kan jou teleurstel, maar God kan nie. En God sal ten spyte van wat jy al gedoen het, wat jy al gesê het, waar jy staan in jou lewe met hom, hy sal jou kruis vir jou help dra. Want hy sien die potensiaal in jou raak. Hy sien die groter plan raak. Hy sien die groter prentjie raak. Laat Jesus jou Simon wees. 'n teoloog het eendag gesê, the cross of Jesus is like a diamond, because the more angles you can look at it, the greater your appreciation. Elke jaar kyk ons na die kruis. En hierdie is so powerful. Maak nie saak na van watter angle jy na hierdie kruis kyk, daar's altyd iets vir jou daarin. Simon help vir Jesus die kruis dra. En daardie kruis het Simon se lewe onmiddellik verander. Onmiddellik het die kruis 'n impak gemaak op Simon se lewe. Hoeveel te meer doen die kruis nie vir my en jou nie.
Maar die kruis gaan niks beteken as jy dit nie toelaat nie. Die kruis gaan niks beteken as jy nie vir Jesus toelaat om jou Simon te wees. Mag jy vanmôre die besluit maak. Here, U is gemartel vir my. Here, maar U sê ook, U gaan my Simon wees. Kom ons bid saam. Papa Vader, wat 'n ongelooflike voorreg is dit, om vanmôre, Here, in 'n oomblik in tyd net stil te staan. Here, om seker een van die moeilikste tye, wat U nog ooit ervaar het. U's daar voor tussen 300 en 600 mans en U word gemartel, U word geslaan, U word bespot. En nie een keer, Here, het U moed opgegee. Nie een keer het U besluit om net op te hou, om uit hierdie ding uit te klim nie. Here, U deur daai marteling gegaan. En U het besef dat U het 'n taak om te doen en U daardie kruis gedra. Maar God het vir U gesorg vir 'n Simon. En Here, kom vanmôre, kom praat U met elkeen van ons en sê, U wil ons Simon wees. Here, want U sien die las wat ons dra. Here, U sien die kruise wat ons almal het. Here, goed of sleg, dit maak nie vir U saak nie. Die punt bly staan is U wil ons help en U wil ons Simon wees. En Here, ek bid, mag U vanmôre ons hande vat. Here, mag U ons optel uit die stof uit. Daar waar die wêreld ons al stikkend geslaan het. Omstandighede, moeilike tye, mense wat ons liefhet, ons al op die grond neergegooi het, in die stof en ons net daar gelos. Here, kom U vanmôre en U sê vir ons, my kind, jy nog nooit moed opgegee op jou. Ek is hier vir jou. Ek sien waardeur jy gaan. Ek het sien wat het met jou gebeur. En my kind, ek is jou Simon. En ek sal jou kruis help dra. Want jy, ek weet jy glo dit nie nou nie, maar jy is meer as 'n oorwinnaar. Want ek het 'n duur prys betaal vir jou. Die price tag wat op jou lewe is, kan geld nie koop nie. Ek het my lewe gegee vir jou. Laat my toe om jou kruis te dra, saam met jou. Sodat jy kan oorwin. Sodat jy kan opstaan. Sodat jy kan moed kry. Sodat jy kan vorentoe kyk. Sodat jy die lig kan sien. Aan die ander kant van hierdie vreeslike donker tyd waarin jy is. Here Jesus, dankie. Dat U vanmôre ons herinner dat U is ons Simon. En Here, vanmôre staan ons opnuut net weer stil by die feit dat U is gemartel vir ons. Here, dankie. Dankie vir dit wat U deur is. Dankie vir elke hou wat U gevat het. Dankie dat U bereid was om deur al daardie hel te gaan, net vir ons. En mag hierdie boodskap in ons harte leef, terwyl ons nou nader aan Paastyd kom, en waar ons net meer en meer bewus raak, wat gebeur het daardie dag aan die kruis. Here, dankie dat U in ons harte werk, en ek bid, Here, mag hierdie boodskap nie net hier bly vandag, Here, mag dit 'n lewenstyl raak, mag dit iets wees wat ons saam met ons dra, deel maak van ons, Here. Mag die saad op vrugbare grond val, Here, sodat hierdie woord kan leef in ons harte. Dit bid ek in die wonderlike, allerhoogste naam, Koning Jesus. Amen.